Louis, ons praat, of die doel van hierdie program, getiteld Wie is ek, gaan oor wie is 'n persoon? Hoe is 'n persoon? Hoe pas ons in? So, weekliks praat ons oor diagnoses wat mense ervaar of menslike gedrag, hoe ons inpas in die wêreld om ons, met die hoop dat mens vir iemand nou kan hulp bied. Nou, vandag se onderwerp is 'n vreemde een, wat dit gaan oor hoe jy jouself dan nou sien binne in 'n samelewing, hulle noem dit jou social standing in Engels. En dan spesifiek het ek nogal gedink oor die hele ding van hierdie vrees om jouself te embarrass, om jouself verneder In 'n voor ander. in 'n verleentheid te stel, nee. Ja. So waar dink jy gaan ons in hierdie gesprek begin? Kom ons praat oor die belang, oor hoe belangrik dit vir ons is as 'n mens om in te pas in jou samelewing. Ja, kom ons begin daarby. En daar's vreeslik baie navorsing daaroor. En van die grootste, belangrikste navorsing daaroor wys maar dat ons eintlik geneties geprogrammeer is om groepdiere te wees. Die teorie is natuurlik is nie die enigste teorie nie, maar grootliks dat ons so nog jy weet, uit ons oerevolusie uit geprogrammeer is vir oorlewing en vir sosiale aktiwiteite en dat ons in groepe werk. Dit is net baie makliker vir almal. En dat dit ons neiging is, en in elk geval afgesien daarvan, is daar baie min mense wat geensins omgee oor wat ander mense van hulle dink. Die meeste mense wil nou nie in alle kontekste nie, maar daarom in sekere kontekste aanvaar word. Jy wil daarom hê jou vriende moet van jou hou, of dat jou kollegas dink jy is redelik vaardig, of dat jou familie ten minste positief teenoor jou voel. Baie min mense gee niks om daaroor nie. Dis 'n baie belangrike ding. Baie belangrik. Selfs dan nou, want daar's altyd die introvert wat nou gaan sê, ja, maar ek gee nie om nie, want ek wil die hele tyd by die huis bly. Ek gee nie om wat ander mense vir my dink nie. Selfs daai mense, sluit ons hulle in hierdie gesprek in? Natuurlik. Daar's 'n groot verskil tussen iemand wat meerendeels by die huis wil bly en iemand wat heeltemal alleen op 'n eiland wil bly. Dit is uiters ongewoond en bitter min mense kan dit reg kry indien enige. Dit het niks met introversie te doen nie. Die introvert gaan maar net so 'n week of 2 langer op die eiland hou. Dis maar dit. So nee, ons is sosiale wesens, en as ons praat van verleentheid, Lise, dit is een van die kyk, verleentheid is 'n emosie, nê. Dis iets wat jy ervaar, maar dit is 'n verskriklike belangrike sosiale gewaarwording. Want 'n verleentheid het absoluut alles te doen met wat ander mense van jou dink. Dis 'n sosiale gerigte emosie. Dit is waar jy uit jou lyf uitgaan, in iemand anders se oë ingaan, en dan na jouself kyk en kry jy skaam. So verleentheid bestaan nie as dit nie sosiaal is nie. Jy gaan nie sommer verleë word op die verlate eiland nie. Dit is 'n goeie sin daai. Ek dink daai is nou die beste manier om dit op te som. Jy gaan nie verleë raak op 'n verlate eiland. Nou, wat natuurlik mense nou bring by daai vraag van die vrees vir verleentheid. Kyk, verleentheid is nou die een emosie, maar dan het daar hierdie vrees of hierdie angs wat mense het dat jy gaan verleentheid ervaar. Iemand gaan vir jou embarrass, iemand gaan vir jou lelike goed van jou sê voor ander mense. Nou, daai vrees, ek weet nie hoe om dit eintlik te bewoord nie, want hoe word dit gedryf, daai vrees? Is die vrees is dit normaal in ons almal dat ons het daai vrees, dat ons nie wil in enige verleentheid wees nie, of is dit iets dat dinge gebeur met jou in die lewe en dat jy bou hierdie vrees op? Wel, kom ons kyk net eers so. Daar's ook 'n verskil tussen 'n bewustheid en 'n vrees, nê. Daar's 'n groot verskil tussen sosiale angs en sosiale bewustheid. Sosiale angs is eintlik maar 'n siektetoestand, dis 'n ongewone ding waar mens oormatig oorbekommerd is oor wat ander mense van jou gaan dink. Jy kan amper nie uit jou huis uitgaan nie en jy kan nie in sosiale situasies ingaan nie. Dit is 'n ongewone toestand. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Kom ons kyk net eers na verleentheid, want jy praat van die vrees van verleentheid.
Die vrees dat ander mense negatief jou gaan evalueer of na jou gaan kyk, 'n bewustheid daarvan nie, maar 'n patologiese angs. Onthou wat verleentheid is, om skaam te word, om selfbewus te wees, om verleë te voel. Grootliks het 'n sosiale funksie. Dit wys vir ander mense dat jy eerstens bewus is, jy gee erkenning daaraan, dat jy opgetree het teen die norme. Jy's bewus daarvan, jy gee erkenning daar, deksels, ek is jammer, dit is my verleë, as ek rooi is en ek stotter en ek is bietjie skaam, dan het ek erken, ek was simpel geweest of ek het 'n fout gemaak, ek onderwerp my aan die sosiale norm. En mense hou daarvan, mense wil dit hê, dit is baie, baie belangrik. Dink aan die teenoorgestelde kant daarvan. Jy sê wat jy wil, jy maak 'n sosiale flater, maar jy gee niks om nie. Jy word ook nie verleë nie. Mense hou niks daarvan nie, en die ekstreem daarvan word as psigopaties beskou, om nie verleë te word. En dit gaan nie baie goed af nie, dit gaan nêrens sosiaal goed af nie, jy kry baie slegte terugvoer daaroor. So verleentheid per definisie is dan die bewustheid wat sê, jessie, jammer julle, ek besef, ek was nou simpel, ek voel skaam daaroor, ekskuus, en ek neem kennis daarvan. Nou, kom ons vat dit dan nou 'n stap verder na jou vraag, waar mens konstant in daardie verleentheid of in die vrees vir daardie verleentheid is. En hierdie goed is konteksgebonde. As jy 'n leerling is op skool en jy kan eintlik nie, jy's nie goed met woorde, jy's nie goed met praat nie, maar jou mondeling lê voor en jy moet voor al die klasmaats moet jy lees uit die handboek uit en jy gaan stotter en jy gaan skaam kry en jy's bang daarvoor. Dis tog normaal, nê? Nee. Dis tog normaal. Die konteks gaan dit bepaal. En verleentheid is 'n baie interessante ding, Lise. Daar's baie goed van verleentheid. Daar's baie aspekte van verleentheid. Ons almal ken die ding waar jy saam met jou familie of jou familie na 'n fliek sit en kyk en skielik is daar naaktonele. En jy word verleë. Jy kry skaam. Ons ken dit, nê? Nee. Of jy hoor iemand vertel van hoe simpel jy is, dit is 'n ander vorm van verleentheid, of professionele verleentheid. Hierdie hele verleentheid ding is 'n onaangename ervaring. En dis nie iets wat ons wil hê nie, ons hou niks daarvan. En afhangende van die konteks, gaan dit bepaal hoe jou funksionering beïnvloed word. Die leerling wat bang is dat hy voor gelag gaan word as hy nie mooi die handboek lees nie, dis tog kontekstueel toepaslik. Die persoon wat nie uit die huis uit wil gaan nie, en nie na die werk toe wil gaan nie, want jy is heeltyd bang wat die ander gaan sê en dink van jou, nou skep dit vir jou geweldige probleem. Maar nou, Louis, soos ons nou is as mense, is die probleem dat ons dink nie konteksgedrewe. Ons is nie konteksgedrewe nie. Ons sien elke oomblik van verleentheid of skaam voel as 'n mislukking. As 'n mislukking as mens. Sommige van ons. Ja, sommige van ons. Nou nie almal nie, dit is korrek, ekskuus. Ja. Maar die wat dit so ervaar, wat regtig vrees ervaar of regtig versigtig is om skaam te voel of verleentheid te ervaar is. Ek dink baie keer word gedryf deur hierdie groot prentjie van as ek nou dit nie gaan regkry nie, of ek dit nou weet of ek dit kan doen of nie, maar as ek dit nie gaan regkry nie, beteken dit ek is nie goed genoeg. Daar's iets met my verkeerd, dat ek dit nie kan doen nie. Kyk hoe lag hulle vir my, dis maar net 'n bewys van hoe dit waar is. Ja, en dit is baie keer nie so eenvoudig nie. Jy weet, daar's 'n verskil tussen professionele verleentheid en persoonlike verleentheid. Dink aan die wetenskaplike wat 'n teorie het, dit probeer bewys en vind maar hierdie teorie is nie gegrond nie. Die wetenskaplike voel verleë daaroor op 'n persoonlike vlak. Maar die wetenskaplike se kollegas is waarskynlik ek dink niks vreemd daarvan nie. Dis 'n verskil tussen 'n persoonlike verleentheid en 'n professionele verleentheid, nê. Nee. Of jy staan vir 'n verkiesing as 'n politikus en jy verloor die verkiesing. Meeste mense dink niks vreemds daarvan nie en kyk ook nie snaaks daarin nie, maar vir jou is dit 'n verleentheid.
En mense sou sê maar dit is redelik toepaslik. Mense dit is so en ons kom nou by die punt wat jy eintlik waarskynlik impliseer hierso is dat sekere mense word baie meer verleë as ander mense. Oor die algemeen ly meeste mense aan die kollig effek. Die simpel grappie wat jy gemaak het wat niemand voor gelag het nie, gaan jou vreeslik baie meer pla en langer pla as wat dit meeste ander mense gaan pla. Ons leef ons in daardie kollige effek waar ons dink ons is belangriker of mense dink langer en meer intens aan ons as wat regtig die geval is en dit is oor en oor bewys. Maar in sommige gevalle is dit waar. En natuurlik mense wat baie in verleentheid deurbring of in vrees vir verleentheid deurbring, Lise se lewe is aansienlik moeiliker as mense wat dit nie so ervaar. Dit is aansienlik moeiliker. Ja, want as jy mooi daaraan dink, daar sal verleentheid wees om elke hoek en draai. Louis, wat ek nou wat my wel laat dink is, toe jy nou die voorbeelde gee van die mense soos in 'n professionele konteks. Want dis eintlik waar die antwoord tog sekerlik maar lê, is om aan te leer die vaardigheid om voor te berei vir implikasies. As jy dan nou so vrees het vir hierdie oomblikke van verleentheid, as jy weet jy gaan jouself nou, jy wil by die braai die grappie vertel, om maar net so half 'n stemmetjie in jou kop te hê van goed, daar's 'n kans niemand gaan lag. En dan om vir jouself dan nou wat, is dit oukei, is dit nie oukei nie? Sou jy so iets sê dat mens so moet voorberei, of dink aan die implikasies, as mens nou regtig so bang is vir iets? Weet jy, Lise, kyk, ja, maar mens moet eers een aspek in gedagte hou, dat verleentheid, voor mens nou gaan oor hoe gaan jy dit doen, gaan mens baie bewus moet wees van sosiale konteks. Verleentheid en sosiale statuur is baie naby aan mekaar gekoppel. Baie naby mekaar gekoppel. Mense met meer mag en sosiale status word baie minder verleë as mense met minder sosiale status. Donald Trump, goeie voorbeeld. Ja, maar dis 'n algemene voorbeeld en dit word in baie verskillende of in verhoudingskontekste, in sosiale kontekste, werkskontekste. Dink gou hierso. 'n tiener maak 'n stelling op sosiale media en dit is 'n sosiale flater en almal lag vir die tiener en spot met die tiener en die tiener se lewe is amper oor. Die politikus maak dieselfde stelling, dieselfde vorm van verleentheid gebeur, maar die draai dit om en sê ag nee man, dit is maar net my eie ou simpel geitjies en my snaakse en ek het dit nie so bedoel nie en ons lag dit af en daar gaan ons aan. Want daar is baie meer mag in daardie verhouding en daar's ontsettend baie navorsing wat wys hoe sosiale status of dit nou deur geld of titels of konteks gegee word dat mense met sosiale status word baie minder verleë en kom ook baie vinniger daaroor. Maar sê ons so dit hang af waar jou konteks lê van hoe jy dit gaan hanteer. Ekskuus dat ek nou so vir jou hier, wat ek wil jou nou uitwerk. Sê ons dan met ander woorde, indien jy nie sosiale status het nie, jy is nou maar hier, soos die meeste van ons hier onder in die groepie, gaan jy maar altyd maar verleentheid ervaar. Is dit wat ons sê? Dat jy gaan nie dit kan aanwerk nie? Nee, wat ons sê is hou baie mooi in gedagte as jy na jou eie verleentheid kyk, dat dit kontekstueel is. Vir die nuwe junior klerk in die werk, kan dit 'n verleentheid veroorsaak om 'n vraag te vra in 'n vergadering. Vir die besturende direkteur gaan dit baie selde 'n verleentheid veroorsaak om 'n vraag te vra, nê? Die grappie wat jy maak wat nie goed afgaan nie, gaan by die junior klerk meer verleentheid veroorsaak as vir die verkoopsdirekteur, want wat die verkoopsdirekteur die grappie maak, dan gaan 'n paar mense nog verleë lag. Of die verkoopsdirekteur gaan sê, ja, okay, julle, ek weet dit was 'n simpel grappie, ag, maar kom oor dit, hoor. Maar die junior klerk gaan dit nie sê nie en gaan baie erger die verleentheid ervaar. So,
dit gaan vir my amper op dieselfde vlak, Lise, is waar mense sê ek is nie goed genoeg nie. Dit is heeltemal aanvaarbaar as jy dit sê, maar sê dit net in konteks. As jy verleë is, want almal kyk snaaks vir jou, is dit reg as jy die junior klerk is. As jy nie goed genoeg voel nie, as jy nie goed genoeg is nie, omdat jy nie die eerste span haal nie, is dit in orde so, want jy is waarskynlik nie goed genoeg. Maar ons kan nie die hele ding dan ekstrapoleer na ons identiteite toe nie, en dit is wat gewoonlik gebeur in die verleentheidskonteks. Almal het nou 'n bietjie vir my gegiggel oor my simpel grappie. Sien, dit is maar net 'n bewys daarvan dat ek nie goed genoeg is nie. En dan leef ons daardie voorskriftelike, die Engelse woord is scripts, wat ons vir onsself skep. Ons skep ons eie gedrag om ons eie bewyse te lewer vir ons eie gedrag, om dit amper so te stel. Wat ek hoor is dit is eintlik nou, ek wil nie meer kompleks maak nie, maar dit is regtig daai ding tussen selfbeeld en selfvertroue. Selfvertroue is mos nou ook konteksgedrewe, dat jy leer 'n vaardigheid aan en jy gaan baie meer selfvertroue dan in daai vaardigheid het. So jy aanvanklik is jy nou nie goed daarmee om voor mense te praat nie, en dan doen jy dit meer en meer, jy leer die vaardigheid aan en jy kry selfvertroue binne in dit. Mense dink mos selfvertroue is jou selfbeeld. Jou selfbeeld is die ding wat ons nou eintlik hiervan praat, is dat jy koppel nou jou selfbeeld aan 'n emosie, dat as iemand nie vir jou grappie lag nie en jy word verneder, dan voel jy ek is nie goed genoeg nie. Wat ons hier sê is eintlik, en ek wil weet nou by jou, voor ek nou sê wat ons hier sê, ekskuus. Vir my voel dit soos 'n opbouende proses om deur te gaan, om maar 'n paar keer in jou lewe verleentheid te ervaar. Gooi daai grappie. En as die grappie nie werk, dan okay, goed, né? Dan lag jy nou maar saam van, hoe simpel is dit nou? Maar dit voel vir my, dit gaan vir jou 'n bietjie daai selfvertroue, die vaardigheid aanleer van om dit nie so persoonlik elke keer te vat nie. Vat 'n bietjie daai stappie buite die comfort zone, die veiligheidssone wat ons onsself opbou, om nou maar die kans te vat om jouself bietjie in die verleentheid te stel. Sê iets ver, stel iets voor. Almal sê dis die simpelste voorstel ooit. Okay, gaan huis toe, huil in die kussing en vir dae voel jy dis nou die slegste ding. Maar dit bou tog iets in jou op. Ek stem 100% met jou saam, en daarom is dit een van baie goeie voorgeskrewe gedragsvoorskrifte as jy daardie verleentheid gereeld ervaar, om jouself juis bloot te stel op 'n sistematiese manier, om jouself bietjie te oefen, om jy weet, vra maar die vraag in die groep, wie is die eerste een om te praat? Net so bietjie, druk jouself net so bietjie, dat jy so bietjie dik vel kry. Presies soos wat jy sê. Dit is in baie gevalle iets wat mens oefen en jy jouself desensitiseer teenoor, nee. En kyk, Lise, en dis mos 'n eienaardige ding daardie wat ons almal as mense ervaar. Jy is so verleë oor die ding wat gedoen het. Maar die oomblik as jy jouself in die posisie sit van dat dit met iemand anders gebeur het, en hoe sou jy daarna gekyk het? Gewoonlik sê ons, ag nee, maar dis nie so erg nie, ek sou nou nie so taai op die persoon gewees het soos ek op myself is. En daar's baie maniere wat mense hiermee kan omgaan. Een van die maniere, soos jy sê, is die desensitisasie. Die ander manier is om jouself in 'n vriend of 'n gemiddelde persoon met goeie oordeel se posisie te sit. Sê nee, maar wat sou die persoon nou gesê het vir jou? Wat hierdie fout gemaak het, of hierdie grappie gemaak het, of gestruikel en geval. Ja, en ek dink van, as jy probeer, wat probeer is die beste? Leer. Is dit sê ding. As jy net dit probeer, maar nou, ek wil net hier beklemtoon wat jy nou gesê het, wat jy presies nou gesê het, is eers in 'n klein stapie. Moet nou nie mik vir iets wat nou belaglik groot is nie. Gaan nou eers hier by jou vriende en vertel 'n grappie, doen ietsie daar anders, jy weet, probeer op kleiner plekkie, want dit is 'n proses. Jy gaan nou eers met vir jou lyf leer hoe om dit hierdie ongemak om te gaan. Ja, die verleentheidsding is 'n baie ding en gebeur geweldig in konteks. Daar's sekere
Jy weet, en die goed is ook baie kultureel. In sekere kulture is die wys van verleentheid baie belangrik, soos in sekere oosterse kulture, en is baie oordadig. In sekere kulture word dit eintlik as bietjie swak en pateties miskien gesien. En afhangende of dit nou in jou verhouding of in 'n werkskonteks of in 'n vriendskaps konteks is, wil mens graag 'n bietjie met hierdie goed speel. Mens wil nie slagoffer wees en net doodverleë wees al ewig. Ek beveel nogal baie vir mense aan enkel mense wat graag ander mense wil ontmoet en romantiese verhoudings wil hê, om meer te probeer en sodanig meer 'n negatiewe response te kry. Met ander woorde, vra die persoon uit, maak kontak, kry daai nee, ek stel nie belang. En voel bietjie verleë, want onthou teen die 20ste vir nee, ek stel nie belang wat jy gekry het nie, is jy ook nie meer so verleë nie. Oefen bietjie, want onthou, dis 'n romantiese konteks. Het jy verwag dat elke persoon wat jy uitvra op 'n afspraak moet sê ja? Dis anders as jou familiekonteks wat jy daarom kan verwag as jy jou broer of ma guns vra dat hulle, dan kan jy 'n ja verwag. Maar ons kan nie hierdie verleentheidsding net een groot sambreel oor ons identiteit gooi nie, en dit is waar die groot probleem kom. En daai is die goue laaste woorde. So ek dink dit is die hele punt. Is daai ding van hierdie sambreel. Ons kan nie so groot dink die hele tyd nie. Dit konteks is amper sê die petrol in jou kar. Dit is die ding wat ons die meeste moet na kyk en dit is die ding wat ons die minste na kyk. Is 'n konteksgedrewe, maar ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hierso by hierdie video. Indien jy enige vrae het of jy dalk meer wil weet oor hierdie bietjie oefen, hoe om bietjie meer in te gaan in die verleentheid, en kan jy e-pos die analise by wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan die wat geluister het en die wat die gesprek deel, en ja, onthou, kyk mooi na jouself.